Die uitvoerende hoof van die Time Groep wat TymeBank besit, Koenraad Jonker, skryf verlede week in 'n oop brief aan die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber. Jonker argumenteer banke behoort nie die kosteverhoging van identiteitsverifisering deur die Departement van Binnelandse Sake te dra nie. Schreiber het teruggekap en gesê dit is skokkend dat belastingbetalers hiervoor moet betaal, terwyl banke reuse winste in die sak steek. Jonker sluit by my aan om verder hieroor te gesels. Kan ons verduidelik net vir ons die kern van die geskil, hierdie diens oor identiteitsverifisering? Wat behels dit? Lorenza, lekker om hier te wees. Een van die dienste wat alle regerings in die hele wêreld verskaf ter ondersteuning van finansiële insluiting en van digitale transformasie is 'n identiteitsverifikasiediens. Dis 'n diens wat banke en telekommunikasiemaatskappye en fintech-maatskappye en ander gebruik wanneer jy byvoorbeeld 'n bankrekening oopmaak of 'n nuwe SIM-kaart kry om te bevestig dat jy is wie jy sê jy is. En dit is die diens wat die minister nou besluit het om die fooi op daai diens op te skuif met 'n duiseligwekkende 6500%. En dit is hierdie 'n nuwe fooi waarteen ons kapsie maak. So in rand of sent terme praat ons hier van die prys tans is omtrent so 15 sent na R10. Dis reg. Waarom sê die minister moet dit meer kos? Nou kyk, ons het baie simpatie vir die minister se posisie hierop. Wat die minister sê is dat hierdie diens as vir baie lank teen hierdie lae prys verskaf en as gevolg daarvan het die regering nie die diens verbeter nie. So op die oomblik is die diens skokkend. Meer as 50% van die tyd is die diens af, wat jy hom nie kan gebruik nie. En mense weet van hierdie afdiens want hulle staan in lang toue en lang rye by die Departement van Binnelandse Sake. En die rede hoekom hulle in daai rye staan is omdat daai selfde diens wat ons gebruik om 'n mense se identiteit te verifieer, is die diens wat ander mense gebruik wanneer hulle na Binnelandse Sake toe gaan. Koenraad, so in eenvoudige terme, die minister maak die argument en sê die belastingbetaler behoort nie daarvoor te betaal nie. Julle as die privaat sektor of banke behoort ook 'n deel daarvan indien nie alles te betaal nie. Is dit so eenvoudig soos dit? Dit is 'n bietjie meer gekompliseerd as dit. 'n Mens kan dink aan hierdie diens as 'n nasionale infrastruktuur. Identiteitsverifisering is soos 'n brug waaroor mense loop vanuit uitsluiting in die ekonomie tot insluiting in die ekonomie. En in 'n ideale wêreld wil jy nie 'n tol pad oor hierdie brug sit nie. Jy wil nie 'n tolhek sit nie. Jy wil dit vir mense so maklik en goedkoop moontlik maak om hulle identiteit geverifieer te kry om byvoorbeeld 'n bankrekening te kry. Nou, ek dink dit is aanvaarbaar dat daar wel 'n fooi betaal word vir hierdie diens. Die vraag is, wat is die regte fooi om te betaal? En gelukkig die Wêreldbank doen baie navorsing op hierdie onderwerp, want hierdie diens is een van die 3 mees belangrike dienste wat regerings moet verskaf wêreldwyd vir finansiële insluiting. En as ons kyk na die koste van die diens, die ou prys was een van die mees insluitende pryse. Dit het vergelyk met die beste in die wêreld, byvoorbeeld Peru, het min of meer dieselfde prys. Die nuwe prys wat die minister voorstel, is dubbel so duur as van die duurste lande in die wêreld, byvoorbeeld Pakistan. En ons sê vir die minister, jy weet, ons verstaan dat jy hierdie diens moet verskaf, ons verstaan dat dit miskien reg is dat daar 'n fooi betaal moet word, maar hierdie fooi is heeltemal te duur en dit is nie in lyn met wat internasionaal aanvaarbaar is vir hierdie diens nie. Koenraad, wat sal dit in praktiese terme beteken as julle dit oordra aan julle verbruikers? So dit is eintlik die hart van die probleem, die sleutel van die probleem gaan oor die ekonomiese impak op 'n arm kliënt. Nou laat my toe om so 'n bietjie te spog. TymeBank het donderdag verlede week het ons op Time Magazine se lys van die 100 mees invloedryke besighede in die wêreld gekom. Ons is die enigste Suid-Afrikaanse besigheid op daai lys. En die rede hoekom ons op die lys is 'n innovasie wat ons aan die dag lê ten einde finansiële insluiting van arm kliënte in die bankstelsel te bewerkstellig. En die rede hoekom ons daai insluiting kan bewerkstellig is dat ons het 'n besigheidsmodel ontwikkel oor baie jare wat koste-effektief genoeg is om selfs die armste Suid-Afrikaner winsgewend
te kan diens in die banksektor. So as jy byvoorbeeld dink aan iemand wat 'n sosiale toelaag kry of iemand wat 'n mikrobesigheid bestuur, ons kan daai kliënt winsgewend diens omdat ons kostebasis so laag hou. Wat hierdie nuwe prysverhoging doen, is dit voeg omtrent R20 by die koste om 'n bankrekening oop te maak. En dit maak eintlik vir ons onbekostigbaar om daai kliënt te diens sonder om die kliënt se fooie op te skuif. Nou, natuurlik kan ons in die kort termyn kan ons daai kliënt diens deur die kliënt te kruissubsidieer uit die wins wat ons maak uit 'n ander kliënt uit. Maar as jy dink hoe 'n markekonomie werk, geen aandeelhouer sal jou toelaat om vir ewig aan te hou om 'n kliënt of 'n segment van kliënte te kruissubsidieer nie. So wat ons vir die minister sê is jy het ietsie gemis. Ons verstaan wat jy probeer doen, maar jy het 'n belangrike aspek van hierdie diens gemis en ten einde hierdie diens volhoubaar te maak vir Suid-Afrika, ten einde 'n digitale transformasie te ondersteun, moet ons hierdie prys heroorweeg. Die minister sê julle as 'n groep plaas winste bo Suid-Afrikaners se belang. Is dit so? Ek dink dit mis die punt heeltemal. Ons kan aanhou wins maak, ons is kapitaalkragtig. Dit gaan daaroor of daai spesifieke segment winsgewend gediens kan word. En dis maklik om dit te toets. Ons weet dat daai segment was nog nooit suksesvol deur die tradisionele banke gediens nie. Dis nie omdat die tradisionele banke so winsbejag is dat hulle nie daai kliënt wil diens nie. Dis omdat hulle eenvoudig nie daai kliënt winsgewend kan diens nie. En dus moet 'n ou altyd teruggaan na die fundamentele ekonomiese realiteite hier en nie 'n soort van 'n oppervlakkige gesprek hê oor groot banke wat groot winste maak nie. Dit is 'n baie meer spesifieke probleem wat ons hier moet aanspreek. Net baie kortliks, het jy eksepsie geneem deur die woordkeuse van die minister, hy het dit skokkend genoem, byvoorbeeld julle optrede. Jy weet politici, hulle sê wat hulle moet sê. Ons indruk is dat die minister se aanvanklike advies was om ons te probeer isoleer, om ons te boelie, om miskien stil te bly en om ons genoeg te boelie dat ander gaan stil bly. Maar wat ons sien is dat ons is nie die enigste mense wat hierdie probleem aanspreek nie. Daar is meer en meer ander stemme wat besig is om uit te kom, mense wat besig is om te sê, ander besighede en so aan wat besig is om te sê hierdie is nie die regte besluit nie en ons hoop dat ander mense nie in stilte ingeboelie gaan word nie. Koenraad, baie dankie. En so kom die week se uitsending van In Gesprek tot 'n einde. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek en die span is volgende week weer terug. Goed gaan, tot dan.